So met die fotum verklaar ons openlik ons afhanklikheid van die Here en ons gerigtheid op hom. En dan sê ons saam, stuur u lig en u waarheid, o Here, en laat die ons lei, laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge, dat ons kan ingaan na die altaar van God, na die God van ons jubelende blydskap. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 122 tot die Here se lof. Ek was verheug toe die geluid weer klink het bo die ruimtes uit. Kom, laat ons optrek hier vandaan om na die Here se huis te gaan. Psalm 122, die eerste vers, en daarna bely ons geloof saam. Die belydenis van die hemelse Jerusalem, ons vind dit in die apostoliese geloofsbelydenis wat saam met al die eeue na ons toe kom. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Net so kosbaar vir ons is die Here se wet, wat vir ons gegee is in Eksodus 20 en vandag nog net so geldig is as ooit. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Eerste gebod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Tweede gebod, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak
van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die 3de gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. 4de gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. En dan die 5de gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. 6de gebod, jy mag nie doodslaan nie. 7de gebod, jy mag nie egbreek nie. 8ste gebod, jy mag nie steel nie. Die 9de gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En dan die laaste gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. In antwoord op die Here se wet, in dankbaarheid vir die verlossing wat ons het in die Here Jesus Christus, sing ons Psalm 103. 103, die eerste en die tweede vers. Loof hom wat jou van skuldelas onthewe, genadiglik die sondes wil vergewe, jou krankheid ken en jou liefderyk genees, wat van die dood jou lewe weer verskoon het. Psalm 103, die eerste en die tweede verse.
Kom ons bid saam. Onse genadige God en hemelse Vader, ons kom na U toe vanoggend met skaamte, want ons is skuldig aan U wet. Ons is skuldig daarin dat ons nie die heerlikheid en die genade wat ons in die Here Jesus Christus ontvang het, dat ons dit nie na regte waardeer nie. Ons bid dat U ons skulde sal vergewe, ons skuldelas van ons sal wegneem, dat U genadiglik ons sonde sal vergewe, soos ons gesing het. En dan terselfdertyd dank ons U dat U ons gered het, dat U ons weer lewe gegee het, dat U ons met goedheid en ontferming gekroon het, dat U ons hier by mekaar gebring het. Hier waar ons voor U kom staan met ons stikkende klere. Hier waar ons voor U by mekaar gekom het met al ons sonde, met al die vlekke wat aan ons kleef. Ons bid dat U ons in genade sal aansien. En ons bid dat die Heilige Gees kragtig in ons sal werk vandag. Dat ons hierdie woord sal verstaan. Dat ons hierdie woord sal glo. Dat dit vir ons tot vertroosting sal wees. Want die kinders het altyd vertroosting nodig. In 'n wêreld wat dreig om hulle mee te sleer, om 'n wêreld wat dreig om hulle te verlei, in 'n omgewing waar die duiwel, die owerste van hierdie wêreld rondgaan, op soek na wie hy kan verslind, bid ons dat U kuddetjie genadig sal wees, ook hier waar hulle vandag by mekaar is. En mag ons die eenvoudiges van hart vandag wees, want ons weet dat U deur ons Here Jesus Christus, dat U die eenvoudiges wil gadeslaan. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. So ons het 3 skrifgedeeltes vandag. 1 uit die Ou Testament en 2 uit die Nuwe Testament. In die Ou Testament lees ons uit Eksodus 7, die geskiedenis van Moses, daar waar hy voor Farao verskyn het. En dan lees ons in die Nuwe Testament uit die Evangelie volgens Lukas. Ons lees Lukas 10 en dan ook uit die brief van die apostel Paulus aan die Romeine 9. Maar eerstens, die Here het vir Moses gestuur met 'n boodskap aan Farao. Dit lees ons in Eksodus 7. En die Here het aan Moses gesê, kyk, ek stel jou as 'n God vir Farao en jou broer Aaron sal jou profeet wees. Jy moet spreek alles wat ek jou beveel en jou broer Aaron moet met Farao spreek sodat hy die kinders van Israel uit sy land laat uittrek. En ek sal Farao se hart verhard en my tekens en wonders in Egipte land vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie. En ek sal my hand op Egipte lê en my leerskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipte land uitlei. Dan sal die Egiptenaars weet dat ek die Here is, as ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Moses en Aaron het toe gedoen soos die Here hulle beveel het, so het hulle gedoen. En Moses was 80 jaar en Aaron 83 jaar oud toe hulle met Farao gespreek het. En die Here het Moses en Aaron aangespreek met die woorde: as Farao met julle spreek en sê, doen tog 'n wonderteken vir julleself, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou staf en gooi dit voor Farao neer, dan sal dit 'n slang word. Toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen net soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf
voor Farao en voor sy dienaars neergegooi en dit het 'n slang geword. Daarop laat Farao ook die wyse manne en die towenaars roep en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange. Maar Aaron se staf het hulle stawe verslind. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. En nou blaai ons na die Nuwe Testament toe, daar na die Evangelie volgens Lukas, en ons lees daar in die 10de hoofstuk vanaf vers 17. Die Here Jesus Christus het 'n aantal van sy disippels uitgestuur, 70, en hulle het teruggekom, lees ons in vers 17, die 70 het met blydskap teruggekom en gesê, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. Toe sê hy vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Kyk, ek gee aan julle die mag om op slange en skorpioene te trap en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. En dan uit die brief van die apostel Paulus aan die Romeine lees ons in Romeine 9, en daar gaan dit oor die goddelike uitverkiesing. Ons lees Romeine 9 vanaf die 14de vers. Wat sal ons dan sê? Vra die apostel. Is daar miskien onreg by God? Nee, stellig nie. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar God wat barmhartig is. Want die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon en dat my naam verkondig kan word op die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard wie hy wil. Dit is die woord van die Here en ons lees tot sover daaruit. Ons sing nou weer saam en hierdie keer uit Psalm 105 verse 14 en 15. Maar God stuur Moses wat tevore deur hom met Aaron was verkore. Hulle twee voer toe Gods raadsbesluit deur tekens en deur wonders uit. Psalm 105 verse 14 en 15.
Broeders en susters, met die oog daarop dat ons dikwels met goddelike teenstrydighede of wat vir ons lyk soos teenstrydighede in ons lewens te doen kry, kyk ons vandag na Eksodus 7 vanaf die 10de vers. Toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi en dit het 'n slang geword. En daarop laat Farao ook die wyse manne en die towenaars roep en hulle, die Egiptiese towenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange. Maar Aaron se staf het hulle stawe verslind. So broeders en susters, hier het ons met die eerste en ook die laaste waarskuwingsteken aan Farao te doen. Aaron se neergewerpte staf verander in 'n slang. Dis wat vandag ons aandag vra. Een van die tekens en die wonders wat daar in die dae van Moses gebeur het, dae wat uiteindelik Egipte land bewend voor God se oordeele gelaat het. Dae van Moses wat uiteindelik die dae van ons Here Jesus Christus sou word. Nou ons weet wonder op wonder het gevolg, die wonders het plaag geword en die plaag het 'n volle 10 geword. Plaag om enerzijds genade aan God se volk, aan Israel te bewys, maar plaag om anderzijds die gerig aan Farao te voltrek. Wonder op wonder volg, sodat die seun van God uiteindelik uit Egipte land sou voortkom. Die eerste wonder in ons teksgedeelte is 'n waarskuwingsteken. 'n Teken waar volgens die Here vir Moses as 'n leier aan Farao bekendstel. 'n Teken waar volgens ek is wat ek is, homself aan Farao bekendstel. Aaron gooi sy staf voor Farao op die grond neer. Dit verander in 'n reuse slang. 'n Ander vertaling kan ook lei, dit het 'n watermonster geword. Iets soos 'n slangmonster wat die Egiptenare aanbid het. Dieselfde slangwoord word ook in Esegiel gebruik en daar is dit met draak vertaal. Kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak wat in jou strome lê, wat sê, die strome is myne, en ek het dit, daardie draak vir my gemaak, soos dit in Esegiel 29 staan. So Aaron gooi sy staf op die grond neer en dit verander in 'n draak, kan ons sê, 'n simbool van Egiptiese mag, wriemelende op die blink marmervloer daar van die paleis. Dit sê iets vir die Egiptenare. Die trotse Farao moet kennis neem, die teken wys dat die Egiptiese magsimbool niks is nie, niks in die hande van die ware God. Die Here het hierdie teken aan Moses en aan Aaron beloof en getrou aan sy woord, doen hy wat hy gesê het. Die rustelose gees van God is aan die werk. God se woord kom en dit stig konfrontasie. Dit sê 'n stryd aan met die magte van die duisternis. Die gees van God dryf voort na daardie dag waar die woord self vlees geword het, daardie dag waarin die seun van God homself sou openbaar en met dieselfde verbluffende krag na vore sou kom. Swyg voor die Here, o ganse aarde. Maar nou kom daar uit 'n ander hoek 'n ander krag voort. Ons lees daarop laat Farao ook die wyse manne en die towenaars roep en hulle, die Egiptiese towenaars, het dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange. Dit wat die Here aan Moses gesê het, dit sal gebeur, dit het gebeur. Maar daar gebeur meer. Meer as wat die Here aan sy gesandte geopenbaar het. Daar gebeur nog iets. Iets wat ons onsself kan indink, dit moes vir Moses en Aaron in 'n verleentheid gelaat het. Die wonder wat die Here hulle gegee het, dit lyk asof dit gekanselleer word. Ek het ook profete, sê Farao. Ek het ook
krag om wonders te doen. Kom wyse manne, kom towenaars en wys wat julle kan doen. Volgens die apostel Paulus se tweede brief aan Timoteus was hulle name Jannes en Jambres. Kom Jannes en Jambres, julle kan ons ook slange maak. Kom maak vir ons meer as een draak. Krag, maar ook teekrag. Die gesandte van die Here teen die okkultiste in die land van die piramides, 'n eeuelange stryd. Elia teen die Baalpriesters daar op die berg Karmel. Die saad van die vrou teen die saad van die slang, die bees teen die gees, uiteindelik Christus teen die anti-kris. Jannes en Jambres wil verhoed dat die volk uittrek en hulle wil verhoed dat Israel die beloofde land bereik, hulle wil verhoed dat Dawid gebore word, hulle wil verhoed dat die seun van Dawid uiteindelik die troon sal bestyg. Nou daar's baie Bybelverklaarders wat met hierdie teenkrag moeite het. Sommige wil dit wegredeneer deur te sê dit was nie moontlik nie, dit was net oogverblindery. Maar ek dink ons teks is duidelik hieroor, soos dit geskryf staan, so het dit gebeur. Daar's ander weer wat sê, dis uit en uit die Satan se werk, dis duiwelskuns. Dis veral die Anabaptiste en die charismatiese kringe, by wie ons hierdie soort van stellings hoor. Aan die duiwel word veel mag toegedig, en bykans elke ongeluk en terugslag word aan die duiwel en sy werke toegedig. Maar die vraag is net, geliefdes, kan ons aan die duiwel hierdie selfstandigheid toeken? Is ons dan nie besig om die Here se almag te misken nie? Is daar iets wat gebeur wat buite God se wil lê? Ons mag ook sê, God het dit toegelaat. Ja, daar is so iets soos duiwelswerk, maar dis die Here wat dit toelaat. Die Here het toegelaat dat Jannes en Jambres ook 'n staf in 'n slang kan verander. Ons mag dit sê, geliefdes, solank ons nie vir een oomblik dink dat God 'n stille toeskouer is nie. Dat God self saam met Moses en Aaron die towenaar se optrede aanskou nie. Nee, die Vader werk tot nou toe, so sê die Here Jesus in Johannes 5, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Die sekondewyser op God se horlosie staan nooit stil nie. Hy hou die sleutel tot die kragte, ook deur die kragte wat deur Jannes en Jambres werk. Wie is ek om met Aaron se slang te sê, loof die Here in alles wat in my is, maar wanneer die ander drake daar op die vloer is, om dan te sê, nou is dit die duiwel se beurt. God slaap nou. Dis mos wat Elia daar op die berg Karmel vir die Baalpriesters gesê het. Baal slaap. Maar broeders en susters, die bewaarder van Israel, sluimer of slaap nie, nooit nie. Die duiwel is wel hier, hy is inderdaad baie besig, maar dit verklaar niks. Alle verklarings bly op grond van die Here se werksaamhede te verklaar. Die Here se raad, sy heilige wil, deur die krag van God openbaar die Here 'n wonderteken. Dit was God se geopenbaarde wil aan Moses, maar ook daardie verrassende teenkrag. Dit wat God nie aan Moses geopenbaar het nie. En wie kan sy wil weerstaan? Niemand kan sy geopenbaarde wil weerstaan nie, en niemand kan sy verborge wil weerstaan nie. So, jy weet, geliefdes, daar so baie gelowiges wat alles rondom hulle deur tekens wil verklaar. Hulle sien iets en dan sê hulle, God sê so. En dis wat die Here wil hê. Maar ons moet besef, ons sien ook kragte, maar ons sien ook teenkragte. En daarom moet ons baie versigtig wees. Aan die einde van sy lewe leer Moses vir ons, daar in Deuteronomium 29, hy sê daar is verborge dinge en dit is vir die Here ons God. Maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders om te doen al die woorde van hierdie wet.
So ons mag God se tekens nooit van sy woord losmaak nie. En deur krag en teenkrag verhard die Here Farao se hart. Deur krag en teenkrag ontferm die Here hom oor wie hy wil. In Eksodus lees ons, dit was Farao wat sy eie hart verhard het. Maar in Eksodus lees ons ook, dit was die Here wat Farao se hart verhard het. En wat het ons gelees in die brief van die Romeine? Wat sal ons dan sê, is daar onreg by God? Nee, stellig nie, want dan Moses sê, ek sal barmhartig wees, oor wie ek barmhartig wil wees, ek sal my ontferm, oor wie ek my wil ontferm. Die skrif sê aan Farao, juis hiervoor het ek jou laat optree, dat ek in jou my krag kan toon. En dat my naam verkondig kan word oor die hele aarde. So is hy dan barmhartig oor wie hy wil en hy verhard oor wie hy wil. Juis hiervoor het die Here vir Farao laat optree. Deur sy towenaars laat optree. Deur sy verharding laat optree. Juis waarvoor? Dat hy sy krag aan Farao kan toon. Dat die Here se naam oor die ganse aarde verkondig sal word. En daarom, geliefdes, daarom is daar nog 'n wonderteken. Daar gebeur nog iets daar in Farao se luisterryke raadsaal. Daar is 'n derde en 'n laaste teken. Iets wat Moses glad nie verwag het nie en iets wat Farao ook glad nie verwag het nie. Iets wat die Here se krag toon. Iets wat die naam van ek is wat ek is groot maak. Groot maak oor die hele aarde. Ten slotte verslind Aaron se staf hulle stawe. Die waterdraak wat van die Here se gesande kom, verteer die Egiptenare se drake. Dis die Here se vrymagtige optrede. Dis die Here se soewereine wil. Dis 'n krag wat Janus en Jambres sprakeloos laat, en dis ook 'n krag wat Moses en Aaron self verras laat toekyk. Die Here is die Here, en hy tree op soos dit hom behaag, en dit is sy geopenbaarde wil. Hy het dit aan Moses geopenbaar, hy openbaar dit aan ons deur sy woord, dit is sy geopenbaarde wil, om ons uit die slawehuis uit te lei, maar hy doen dit op sy manier. 'n manier wat ons en die wêreld verstom laat. Hy is die Here, hy is God almagtig, en hy wil sy seun uit Egipte land laat trek, en daar op die heuwels van Judea wil hy sy seun uiteindelik openbaar, en hy wil hom as die krag van God bekendstel. Hy wil hom met tekens en verstommende wonders laat optree. Maar dan is daar ook 'n teken wat weerspreek sal word, 'n krag wat ook 'n teenkrag sal ontlok. Maar kyk geliefdes, op die derde dag staan hy op. En wie sou nou ooit kon dink, wie sou nou ooit kon raai, dat dit moontlik was? 'n teenkrag is vandag weer aan die werk onder ons geliefdes. Die beloofde koms van Christus het op sy beurt weer die koms van die anti-kris ontlok. Die dier wat uit die see uit opkom, ons lees daarvan in Openbaring 13, dit trek biljoene bewonderaars, en God het aan hom gegee, en ons lees dit daar in Openbaring 13, God het aan hom 'n mond gegee, wat groot woorde uitspreek, 'n mond wat godslasterlike dinge uitspreek, net soos die Here ook 'n sekere krag aan die Egiptiese towenaars gegee het. Dit is ook aan hom gegee om oorlog te voer, daardie draak, teen die heiliges en om hulle te oorwin. Aan die dier is mag gegee oor elke stam en taal en nasie, en al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskrywe is nie. En dan in Openbaring 19, wanneer alles verlore lyk, dan lees ons van die Here se derde teken, sy laaste teken. En toe het ek die hemel geopend gesien. So skryf Johannes, en daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel.
en hy voer oorlog en geregtigheid. En ek het die diere en die konings van die aarde en hulle leers versameld gesien om oorlog te voer teen hom. Hom wat op die perd sit en teen sy leer, en daardie dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet, wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het. Lewend is die twee in die vuurpoel gewerp, die vuurpoel wat met swavel brand. So nou kan ons maar uitgaan, geliefdes. Saam met Moses en Aaron kan ons uitgaan, in die naam van die Here kan ons uitgaan. Ons kan sy geopenbaarde wil verkondig. Deur die Gees van God kan ons baie vermag. Baie meer miskien as wat ons dink moontlik is. Maar daar sal ook teenkragte wees. Kragte wat eweens verbuisterend optree. En daarom dat die Here Jesus ook in Lukas 10 vir sy disippels sê, vir daardie gesante wat hy uitgestuur het, sê, ek stuur julle soos lammers onder die wolwe, maak siekes gesond, verkondig die koninkryk van God. En baie het geglo, maar helaas baie het ook die kragte tekens verwerp. En dan lees ons verder, hoe die 70 met blydskap teruggekom het en gesê het, Here, ook die duiwels onderwerp hulle aan ons in U naam. En inderdaad, ons het selfs mag om op slange en skorpioene te trap. Maar dan sê die Here Jesus, moenie daaroor bly wees nie. Moenie bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie. Maar wees liewer bly dat julle name in die hemel opgeskrywe is. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en Hemelse Vader, ons dank U vir hierdie woord, ons dank U vir 'n woord wat ons vermaan om nie oormoedig te wees nie, maar ook nie mismoedig te wees nie. Maar te weet dat U optree in die geskiedenis, dat U raad nooit gekeer sal word nie, soos ons sing, dat U die een is wat alles bepaal het, en dat U die een is wat alles volvoer. En ons bid dat U vir ons deur hierdie wêreld vol teenkragte sal lei om telkens maar na vore te kom om U woord te verkondig. U woord wat skerper is as enige tweesnydende swaard wat sny deur murg en been. Om daardie woord te verkondig en te weet dat dit nie leeg na U toe sal terugkeer nie, maar duisendvoudig vrug sal dra. Baie meer as wat ons ooit sal besef. En ook hierdie gemeente, Hemelse Vader, U wat vir hulle 'n deur gegee het en U wat dit oopsluit, niemand kan dit weer toesluit nie. Ons bid dat julle met vrymoedigheid voort sal gaan om die werk te doen wat U vir hulle gegee het hier op aarde. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte Psalm 103 weer, die 4de en die 10de vers. Waar dorheid woon en velde ver geleë het Moses klaar aanskou Gods wonderweë en Israel sy diepe bondsbeleid, hoe dat die Heer barmhartig en genadig lankmoedig is en altyd weer weldadig. Die Here is groot van goedertierenheid. Verse 4 en 10.
ontvang nou die seën van die Here en gaan daarmee in hierdie week wat kom. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostryke en die kragvolle werking van die Heilige Gees, dit sy en dit bly by julle almal. Amen.